Desember-uitgawe van Weg beskryf Ernst Grinling die toneel by die nasionale reeldans-kompetisie wat in Desember 2008 in die Parel gehou is. Wie dink julle gaan vanjaar wen? Karis. Dit was die derde so kompetisie wat met ondersteuning van die ATKV by die Taalmonument gehou is. En vanjaar is dit weer sulke tyd. Maar wat is die reel en wie dans hom nog? Die woord is afgelei van die Skotse reel dans, omdat van die passies of formasies buitestanders aan die dansvorm herinner het. Maar Elias Nel, een van die sterk dryfvere agter die reel herlewing, verduidelik dat die dans se geskiedenis teruggaan na die vroeë dansvorme soos die kabara, danse wat die Khoi en die San gedans het. Hoewel oud en jonk hom nog deesdae trap, soos hulle sê, is daar onder sommige mense kommer dat die reel as 'n dansvorm kan uitsterf. Die jongeres nie nou opvolg nie, dan gaan dit uitsterf. Want die kinders, hulle is mos nou meeste net by hierdie springgoeders. Hulle is mos nie by hier. Wat is springgoed? Hierdie wat hulle net so hop. Hoe ook al, die wat hom wel dans, neig om alles te gee. Hier kyk ons na Mannetjies Suister van Vyeboom. Hy is 55. Ook in sy reelspan is Francis Stevens van Gerbou. Hier lees hy plat op die grond, maar soos 'n wafferse skalkburger, onderin 'n losgemaal, is haar oog steeds op die spel. As jy mooi na haar mond kyk, kan jy self sien sy por die dansers aan wanneer sy bang raak dat die beoordelaars se aandag mag dwaal. Groot folk-eksponente soos David Kramer en Tannie Grietjie van Garries steun die reel herlewing. Ja, daar's 'n missie op goed dingie, 'n nameslang. Sy leer al met dinge, maar dit maak hom bang. Gebruik maak om oud en jong, klein en groot, hierdie paviljoen toch net te sê goeie naam. Maar soos Quentin Besaidnout, wenner van die David Kramer prys vir die beste lied, hier bewys, behoort die kollig nie noodwendig aan die ou met die blinkste gitaar of die fancyste voetwerk nie, solank jy net die reel en iemand langs jou wakker maak.